Goeienaand mense, Japie hier. Ek wil weer 'n video doen oor die 1000-jarige Vrederyk. Ek wil hierdie video's lys 1 tot hoeveel ook al, 1 tot 10 of wat, dat mense makliker dit kan volg, want dit begin nou baie video's word. Baie video's oor hierdie onderwerp. En ja, anders gaan mense nie al hierdie video's kan kry nie, as ek dit net verskillende goed noem. In elk geval hierdie ene gaan oor die industriële revolusie, of in Engels die Industrial Revolution. Ek het mos gesê ek wil daar oor 'n video doen, want vir 1000 jare, of ten minste 1000 jaar, wat hulle die donker eeue noem, het die mense nie kop of stert uitgemaak van enigiets nie, hulle kon niks uitvind, of niks uitfigure in die lewe nie, en skielik binne 100 jaar vind hulle alles uit. Binne 100 jaar vind hulle vliegtuie, karre, bote, treine, elektrisiteit, elektriese tools, letterlik alles uit wat ons vandag nog gebruik. Nou, ek wil amper sê, hoe die hel het hulle dit reg gekry? Hoe het hulle dit reg gekry? Hulle het nie. Hierdie uitvindsels kom van die 1000-jarige Vrederyk. En Lucifer se gesandte het nou toe besluit, wat van dit gaan hulle hou en wat van dit gaan hulle discard, wat van dit gaan hulle laat gaan. Want natuurlijk, daar was baie oulike uitvindsels wat hulle besluit het, nee wat, ons gaan nie die mense kan belas of geld uit hulle uitmaak as ons hierdie goed toelaat nie, en dan het hulle dit laat gaan. En ek wil net na 'n paar goeters hierso kyk, en wanneer hulle Kampsdag dit uitgevind het. Natuurlijk het hulle net 'n klomp name bygesit by verskillende goeters, en dit is nogal snaaks as jy in diepte hierop inkyk, van hierdie mense soos veeartse, of mense wat niks te doen het met ingenieurswese of elektrisiteit of met enigiets van bou nie. Soos 'n veearts byvoorbeeld, maar dan vind hy nou iets uit soos iets met elektrisiteit te doen. En waar kry hy daardie kennis of daardie know-how om dit te kan doen? Dis net 'n klomp nonsens. Hulle maak klomp stories op en sit net name by, en ek weet nie eers hoekom sit hulle by dat hierdie ou het eintlik hierdie job gedoen eers, en so aan nie. Maar in elk geval, kom ons kyk na wanneer het hulle Kampsdag nou alles uitgevind. Hier in 1834-37, Kampsdag, dis nou Kampsdag 'n motor, maar hulle sê hierdie Moritz Hermann Jacobi, hierdie eerste van die eerste elektrische motors, so hierdie ding kon seker 'n bietjie gedraai het, maar jy kan nie hom regtig gebruik om enigiets te doen nie. Ja, dalk moet ek om maar net so aftrek, so op die kant. In 1885, Galileo Ferraris van Italië, kyk nogal so snaaks as hulle, die ouse van is Ferrari en is in Italië, ja, soos die kar, by die eerste induksiemotor, as 'n prentjie van hom, en Nikola Tesla natuurlijk in 1885 ook, hier is die motor wat hy gebou het, in 1885, so hierdie twee ouens verskillende lande, een in Italië, een in Amerika, selfde jaar bou hulle elektrische motors. In die vroeë dae is alle elektrisiteit hoofsaaklik reg in die middel van die bevolkingsgebiede gewees, maar in 1916 het Hobart krag van 100 km ver begin kry, Wadamana hidro-elektrische kragstasie. Hierdie is in Australië, en ek verwys hier na die eerste Australiese kragstasie, blykbaar in 1916 gebou. En dan lees ons, toe gaan kyk ek na die eerste power tool, die eerste boor. Wie het dit uitgevind en wanneer is dit uitgevind? En wil jy nou meer? Twee Australiese ouens het dit uitgevind, die eerste boor, elektrische boor, wanneer het hulle dit uitgevind? 1889. So voor daar elektrisiteit was, het hulle nou 'n elektrische boor uitgevind. Nou vraag ek jou met trane in my oë, hoe vind jy iets uit wat elektrisiteit nodig het om te werk, voordat daar elektrisiteit is? Vertel vir my, verduidelik dit asseblief. Maar duidelik, blykbaar het hierdie twee ouens hierdie boor uitgevind voor daar elektrisiteit was in Australië. En dan kry jy die AC kragstelsel is vinnig ontwikkel en aangeneem na 1886. So eers in 1886 omtrent was die alternating current ingebring. Dit is in Afrikaans, wat noem mense dit nou in Afrikaans?
wisselstroom. Ja, wisselstroom. Ek's 'n elektriesien. Ons gebruik die Afrikaans hier in Engeland. Ja, is wisselstroom, ek dink. Die Eems hidroelektriese opwekkingsaanleg, gebou in 1890, was een van die eerste hidroelektriese wisselstroom kragsentrales. Ek dink hierdie is weer in Amerika. Die ander een in 1916 was in Australië, 1890 ek dink is in Amerika. Werner von Siemens, van hierdie name so Siemens en so aan kry en vandag nog op circuit breakers en so aan, en relays, het in die vroeë 1880s in Berlyn baanbreker werk met elektriese trekkrag gedoen. So, is interessant, né? In verskillende lande, wêreldwyd, skielik begin almal goed uitvind wat oor elektrisiteit, selfs so solenoids, motors, kragdrade, hoe om kragdrade te maak, en kragstasies, ligte, lampe, you name it. Skielik het almal net kennis, net wonderlike kennis oor elektrisiteit en hoe dit werk en om al die dingetjies te kan bou. Oor die hele wêreld dieselfde tyd. Is nogal interessant, né, hoe dit so werk. Ongelukkig kry ons dit vandag nie meer nie, dat almal wêreldwyd skielik kennis het oor iets en hulle almal begin goed ontwerp, daar's dan by dieselfde goeders. En ja, dit vat pos wêreldwyd dieselfde tyd. Samuel Brown het later in 1826 die eerste industrieel toegepaste binnebrand engine getoets. So hierdie is nou maar die eerste petrol engine, 1826. So hy was maar voor Ford gewees, want ek dink Ford was een van die eerste ouens wat karre gebou het, wat met hierdie tipe engines gewerk het. Natuurlik het hulle gehardloop met hierdie engine, want hulle kon die mense mos belas, hulle kon mos die mense laat betaal vir petrol, want in hierdie tyd, en ek het video's daaroor gekyk ook al, wat karre wat ry op stoom. Hulle het oral karre gehad wat op stoom ry, hulle het karre gehad wat op elektrisiteit ry, in daardie tyd, in die 1800s. En hulle het dit toe mos gediscontinue, want hoe gaan hulle nou geld maak regtig as jou kar op water kan ry? So hulle het dit dadelik gestop, en hulle het toe gegaan met petrol. Die eerste treine is in die vroeë 19de eeu ontwikkel met die eerste openbare spoorweg, die Stockton en Darlington spoorweg, wat in 1825 in Engeland geopen is. So die eerste treine is ook in die 1800s, en die treinspore ook. Kamsdag, eintlik is die treinspore uit die 1000-jarige Vrederyk. Volgehoue vlug van 'n engine aangedrewe swaarder as lugvliegtuig met die Wright broers, die regte broers het dit uitgevind, op 17 Desember 1903. Hulle het 4 myl ver gevlieg. Ja, Kamsdag was hulle Kamsdag die eerstes wat kon vlieg. Maar as jy gaan kyk na die 1000-jarige Vrederyk, video's en foto's en so, dan sien jy, hulle het maar lekker rondgevlieg daar, met goed wat gecharged word deur elektrisiteit, vliegtuie. Nou die vliegtuie soos ons vandag het, dit is soos, hulle noem het Led Zeppelins, hulle lyk soos, ek het in 'n vorige video's vir julle gewys, hoe lyk daai goed, hulle lyk soos langwerpige sigars, soos ligballonne, maar hulle het gewerk op elektrisiteit, en hulle het dit dadelik ook, nog 'n ding wat hulle dadelik gestop het, want natuurlik tydens die 1000-jarige Vrederyk het mense verniet rondgevlieg, hierdie ding het sommer daar op hierdie geboue se torings gecharged, terwyl die mense op en af klim. Ek het selfs 'n foto daarvan ook. En ja, so die mense kon lekker rondvlieg van plek tot plek, en daardie groot, jy kan maar seker sê, ligballonne, hy kon verskriklik baie mense gevat het. Maar hulle het nie eers vlerke gehad nie, daardie goeters. Maar ja, hulle het dit laat gaan, en toe vliegtuie aangebring wat vlerke het, en die regte broers het Kamsdag het uitgevind, maar ook in die 19de eeu, so in die 1800s, né? Electric light, 1879 by Thomas Edison. Ja, hy het die eerste lamp uitgevind. Hy was ook 'n voorstander van die direkte stroom of direct current.
En hy was teenstander teen, hy wou nie gehad het hulle moet vir die wisselstroom gaan nie, vir die AC, maar aan die einde het hulle toe die AC gebruik. Tussen die 1760s en 1850s het die wêreld oorgegaan van 'n handwerk produksiemodel na 'n fabrieksgesentreerde model. Sê maar net, hulle het skielik begin fokus meer op die fabrieksgesentreerde model. Ek glo baie van hierdie fabrieke was al reeds daar. Ek het foto's gesien van kinders. Maar was skielik verskriklik baie kinders. Dit sal julle verstaan as julle my video kyk oor die dooies leef weer. Dan verduidelik ek 'n bietjie van hoekom, is ook maar verwysing na hoekom daar so baie kinders was in die begin van die na die 1000-jarige vrederyk. En dit sal jy sien in hierdie fabrieke staan kinders op waar die masjiene in werk, maar dan is die masjien, jy kan sien duidelik, die masjien is gebou eintlik vir groot mense. So die kinders het maar gesukkel om op hierdie goed te werk, want dit is nie vir hulle grootte gebou nie. Maar daar was die groot mense om die job te doen nie. Ja, maar onthou ek, Lucifer het gesê vir sy gesande rondom middel 1700s, ek het 'n video daaroor, vorige video daaroor, van uit Lucifer se mond, die 1000-jarige vrederyk, uit Lucifer se mond, so iets. Maar daar het Lucifer mos vir hulle gesê, of nee, ek het gesê die kort seisoen van misleiding uit Lucifer se mond, maar daar het Lucifer vir sy gesande gesê, daar gaan 'n industriële revolusie wees, daar gaan fabrieke wees wat mense moet hardloop. Dit is vir hierdie fabrieke wat ek nou van praat. Hy verwys na hierdie 1000-jarige vrederyk se uitvindsels wat hulle nou gaan begin wys vir die mense en sê, nee, maar ons het dit uitgevind, nee, ons het dit gebou, mense uit verskillende lande het dit skielik uitgefigure en dis hoekom ons dit nou het. Nou, dis hoekom Lucifer, hy is nie 'n profeet nie, hy het geweet wat hy gaan doen met dit wat agtergelaat is met die 1000-jarige vrederyk. Want toe Joshua en sy gelowiges die aarde verlaat het, toe kon Lucifer en sy dienaars mos nou doen wat hulle wil met die uitvindsels van die 1000-jarige vrederyk. Want hulle het elektrisiteit gehad in die 1000-jarige vrederyk. Free electricity. Grand Rapids Electric Light and Power Company, gestig in Maart 1880 deur William T. Powers en ander, het Julie 1880 met die bedryf van die wêreld se eerste kommersiële hidro-elektriese kragsentrale begin. Weereens nog 'n kragstasie gebou in Nagaland in 1880. So hulle is almal naasien by dieselfde, so 20 jaar spasie. So 30 jaar spasie is die kragstasies in die verskillende lande gebou. Soos ek sê, nou hoe werk dit dat, onthou mense kon nie so lekker by mekaar uitkom soos vandag nie. Daar was nie bouings en goed en jy vlieg net 'n paar uur van plek tot plek nie. Hulle moes maar op 'n boot spring en vir 'n week lank vaar hulle na die volgende plek. Maar kyk jy na die stories, dan bou hulle naasien by dieselfde tyd kampstig hierdie kragstasies en naasien by dieselfde tyd het hulle straatligte. Baie interessant, né? En of hulle bou elektriese tools wat hulle bou voor daar elektrisiteit eers is. Ja, nee, hulle is baie begaafd hierdie mense. San Francisco in 1879 het 2 gelykstroom generators van Charles Brush se maatskappy gebruik om verskeie kliënte van krag vir hul booglampe te voorsien. Oorspronklik het hulle met die krag wat hulle nou uitgevind het, was dit net vir lig. Dit was vir straatligte en beligting vir geboue. Dit klink nie of hulle dit gebruik het van die begin af vir om enigiets anders, ander toerusting krag te voorsien nie. Teen 1850 was daar 'n vlaag van nuwe stoommotorvervaardigers. Ja, hier in die 1850s, ja, was mense wat gedink het hierdie stoom engine gaan posvat en almal gaan hierdie goed ry want dit maak mos nou sin. Dit is mos nou half logies, is dit nie? Ja, jy gooi 'n bietjie water in en daar gat jy ry lekker rond.
Maar hulle het nou nie geweet wat was Lucifer en sy dienaar se planne nie. En natuurlik het hulle 'n stokkie daarvoor gesteek, dit dadelik gestop. En jy hoor nou niks meer van stoomkarre nie. Karre wat op stoom kan ry nie. Of nie stoom kan ry nie, maar wat op water kan ry nie. Die eerste fiets was ontwerp in Duitsland, Kamstag in 1817. Eerste foon Alexander Graham Bell natuurlik in 1876. Die 1880s het geïsoleerde drade ontstaan, gepantserde kabels, 1906 bekendgestel. Ek praat nou van hierdie armored cables vir krag, elektrisiteit, vir hoë voltage drade en so aan, is mos geïsoleerde koper. En hulle het dit ook so saam met die elektrisiteit uitgevind. En die eerste praktiese draadloose radio-kommunikasiestelsel is in 1890. So daar het julle hier so 'n lysie nou van 'n klomp goedjies wat ek nou hier vir julle genoem het. Vir interessantheid kan julle sien wat ek bedoel van alles is uitgevind in 100 jaar. Maak dit vir julle sin? Dit maak nie vir my sin nie. Soos ek sê, vir meer as 1000 jaar het hulle niks uitgevind nie. En binne 100 jaar vind die hele wêreld dieselfde goed uit. So klomp nonsens man, hulle lieg vir julle. Maar die mense, ek wil nie sê mense is te dom om te sien, want dit is nie so nie. Die mense se oë is net nie oop vir hierdie goed nie, of hulle is net nie attent daarop nie. Maar as jy jou oë eers begin oopgaan vir hierdie goed, dan begin jy alles raak sien. En dan begin jy besef, maar hierdie mense het nog al die tyd vir ons gelieg. Allerhande stories opgemaak en ons het net daar verby gekyk, ons het dit nie eens agtergekom nie. Want wat hulle ook in hierdie tyd gedoen het, hulle het allerhande fairs gehad. Ek weet nie wat is dit, nie affairs nie, hulle het dit seker ook gehad, maar world fairs. Hulle noem dit ook exhibitions, uitstallings, en 'n ander woord wat hulle gebruik het was fairs. Ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie, maar soos julle hier kan sien, van die 1790 af, tot baie later, 1870, 1880, so gaan nou maar af, tot by 1960, het hulle world fairs gehad in verskillende lande, het hulle uitstallings gehou, né? In hierdie wonderlike 1000-jarige Vrederyk gebouwe, soos hierdie ene, hierso wat jy hier sien, dis die grootste glas- en ystergebou in die wêreld gewees. En vat 'n raai, vat julle nou vir my 'n raai, wat het gebeur met hierdie gebou? Kyk hoe massief is dit, dis nou maar net 'n prentjie, die mense se grootte in vergelyking met die gebou. Hy's massief, hier was volgroeide bome binne hierdie gebou. Volgroeide bome het gepas binne hierdie gebou. Vat 'n raai, hoe het Kamstag hierdie gebou vernietig? 'n vuur. 'n vuur het hierdie glas en yster gesmelt. Nou wys vir my 'n vuur wat glas en yster kan smelt of verwoes. Hier is die Crystal Palace. Hulle het hierdie Crystal Palace genoem, is in Engeland gewees. Duidelike 1000-jarige Vrederyk gebou, wat hulle eers gebruik het vir hulle exhibitions, hulle fairs, vir hulle uitstallings. Hier is die 1851 uitstalling by hierdie plek. Dis net wonderlik, hierdie gebouwe, wat gebou is in die 1000-jarige Vrederyk. Maar dan het jy ook in Amerika hulle fairs gehad. En wat hulle gedoen is, maar net hulle van hierdie 1000-jarige Vrederyk stede, het hulle gewys van die uitvindsels van die 1000-jarige Vrederyk, maar natuurlik het hulle nie vir die mense dit gesê nie, hulle het maar net vir hulle eintlik gewys, wat kom uit die 1000-jarige Vrederyk. Natuurlik het hulle gesê, ons het dit uitgevind, en hulle het Kamstag hierdie plekke, soos hierdie magnifieke, al hierdie is wonderlike 1000-jarige Vrederyk gebouwe gewees. Dit is basically 'n dorp of 'n stad gewees, wat hulle na die uitstallings, het hulle hierdie plekke, die hele stad verwoes, die hele plek afgebreek, wêreldwyd. Na hierdie uitstallings, daar was gebouwe soos die
na hierdie uitstallings, dan breek hulle alles af. Ag nee, ons het dit maar net gebou vir die uitstalling julle. En dan breek hulle al hierdie plekke af van hierdie stad of dorp, waar hierdie exhibitions gehou word. En dan daar sien jy allerhande 1000-jarige Frederik uitvindsels. Ek probeer ingaan op daardie een foto, maar lyk my nie hy wil my toelaat nie, so. Dis nou maar so. Jo, kyk het hoe groot is hierdie torings teen die mense. Nou, wat vir my baie sê, hulle het hierdie tydelik gebou binne 'n jaar of 2, want van hierdie goed, as jy gaan kyk, oor die onderwerp, of hoe lank het hulle gevat het hulle maar so 2 jaar of so gevat, om al hierdie geboue te bou vir elke fair. Soos hierdie gebou, wat is hierdie? Wow, stunning, hè? Dit is so mooi, hierdie geboue van die 1000 jaar Frederik. Natuurlik, hulle kan nie eers hierdie geboue vandag bou nie. Hulle vir ons kom sê, hulle het dit gebou binne 'n paar jaar vir 'n uitstalling. Daar is hy. Jo. Dis daar maar mooi. Ja, ek love hierdie ou geboue, want ek weet dit is gebou in die 1000-jarige Frederik. Dis daar maar mooi, né? Nou, natuurlik, hierdie gebou bestaan nie meer nie. Na hierdie uitstalling het hulle hierdie geboue, soos hierdie ene, vernietig. Dis baie sad. Ja, ek voel so sad as ek hierdie geboue sien en ek weet, dit bestaan nie meer nie. Ja, dis baie jammer. In elk geval, mense, dit is waar hulle van hulle uitvindsels gaan uitstal uit vir die mense. Komstig hulle uitvindsels. Laat hulle die mense mos nou maar soos parretjies geleidelik warm maak. Hulle wil die mense gewoond maak aan hierdie nuwe goeders, dat die mense weet daarvan, en dan mense daaraan konneksie het, dat dit is hierdie mense wat dit komstig uitgevind het, dat hulle al klaar daardie konneksie maak. As hulle dan die motor sien in die toekoms, of wat ook al, of die incubators, want daar was selfs baba incubators daar, waar jy kon babas koop, het julle dit geweet? Ja, nou ja, en ja, dat die mense maar net blootstel aan hierdie 1000-jarige Frederik goeders. Dis maar soos hulle maar vandag maak met die flieks of met die nuus. Hulle begin so 'n paar maande of 'n jaar of 'n paar jaar voor hulle iets doen, dan begin hulle die mense so gewoond maak aan die idee, en dan skielik bring hulle dit in. Dis wat hulle maar daai tyd ook gedoen het. Maar ja, dit is wat ek vir julle wou gewys het vandag, van die 1000-jarige Frederik 'n bietjie, dat hulle komstig alles uitgevind het in 100 jaar. En ja, soos ek vir julle gewys het, dis ook 'n klomp nonsens. Dit kan nie so wees sê, dis onmoontlik. Letterlik onmoontlik. Maar ja, soos ek dink nou daaraan, as jy nog nooit van elektrisiteit gehoor het nie, of enigiets daarvan weet nie, hoe kan almal skielik alles in verband met elektrisiteit uitvind binne 100 jaar? En ek praat nou van circuit breakers, overloads, fuses, lampe, drade, plugs, kragstasies, motors, regtig, you name it. Alles in verband met elektrisiteit het hulle uitgevind binne 150 jaar. Dis mos nonsens, dit kan nie so wees, is onmoontlik. Maar in elk geval, julle moet maar self besluit wat julle wil glo oor hierdie goed. Geniet julle dag en groete. Bye.